Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Vandag se tema, die oorsprong van moderne vee. Hierdie week se episode is 'n bietjie anders. Ek het verskeie boodskappe van luisteraars en van lesers van my blog ontvang, wat vra oor waar die vee vandaan kom, hoe hulle voor die Christendom behandel is, manier om hulle af te weer, en hoe om hulle te nooi om te bly. Dit is baie om te dek, maar ek sal probeer om dit kort te hou. Huiskabouters, swarthonde, baggies, wywe, kaboutermannetjies, sirenes, waterperde, woudkabouters, elwe, wimpelvieetjies, wisselaars, rooikappies, skimme, robbevee, silfies, Ierse aardmannetjies, banshees, groene vee. Dit is net 'n paar van die vieetjies wat in 'n reeks volkskunde pamflette deur die 19de eeuse Yorkshire handelaar Michael Denham. Hierdie pamflette is later as 'n geheel in Londen gepubliseer. Dit wys duidelik dat mense uit die veeryk in die Britse eilande belang gestel het. En waarom? Omdat opvaardige huiskabouters huishoudelike take afgehandel het, skrikbeelde vir jeug was om skottelgoed om te keer en lede van die huishouding te pynig. Dwaalligte het onoplettende reisigers op 'n dwaalspoor gelei, veral in morasse, en waterperde wat voorgee dat hulle perde is, het met hul dwaalse ruiters watermassas ingejaag en hulle verslind. Mense wou weet hoe om hulself veilig te hou en hoe om voordelige vee in die buurt te hou. Vieetjies het in verskillende gedaantes reg oor die wêreld verskyn. Die nimfe van Griekeland, die Shee van Ierland, die Mengu van Afrika, die Kitsune van Japan. Hulle het rolle aangeneem, nie net in die vee-samelewing nie, maar ook in die menslike samelewing. C.S. Byrne het vieetjies in The Handbook of Folklore beskryf as wesens tussen gode en mense, nie heeltemal goddelik nie, maar ook nie heeltemal menslik nie. Hulle deel die wêreld met mense, meestal onsigbaar, en bemoei hulle met die lewens van mense. Die vraag is egter, waar kom die vee vandaan? Dit word deur sommige 19de eeuse volkskundiges en antropoloë geglo, dat die verhale van die vee die resultaat is van pygmy mense, wat deur die voorvaders van die moderne Britte met ysterwapens verower is. Die botsing van kulture het gelei tot verhale van fantastiese mense, wat na die berge en morasse gevlug het, uit vrees vir yster. Die Skotse volkskundige David McRitchie het hierdie teorie gewild gemaak met sy omstrede boek The Testimony of Tradition. In 'n latere boek wat hy geskryf het, Fiends, Fairies and Picts, het hy sy draai op argeologie gebruik, wat 'n redelike nuwe wetenskap was, om sy teorie van antieke dwergagtige mense te ondersteun. Sy argument was dat die Fians, by Skotte en Pikte van die Ierse en Skotse geskiedenis voorafgegaan het, vaardig was in toorkuns, musiek, medisyne en messelwerk. Hulle het in versteekte ondergrondse huise gewoon, later bekend as vieetjieforte, en dat die vure van hierdie heuwels die veronderstelde vieetjieliggies was, wat mense snags op 'n dwaalspoor gelei het. In W.A. Evans Wentz The Fairy Faith in the Celtic Countries is daar sterk bewyse van 'n verband tussen vieetjies en die dooies.
In Ierland was feetjies die geeste van die afgestorwenes, wat met wysheid teruggekeer het. Hulle was bekend as the Gentry. In Wallis is dit Tylwyth Teg, dit 'n veevolk, voorvadergeeste, wat 2 meter lank is. In Skotland was daar 'n onderskeid tussen die Sluagh en die Sidhe. Die Sidhe is feetjies wat in holheuwels in Skotland woon, terwyl die Sluagh die geeste is van sterflinge wat gesterf het, en toegang tot die hemel geweier word, totdat vergoeding vir aardsoort oortredings gemaak word. Dit is duidelik dat hulle nie sleg genoeg was om hel toe te gaan. Soos die Christendom versprei het plaaslike tradisies en oortuigings vermeng geraak met godsdienstige oortuigings. Die mees voor die hand liggende is Kersfees, wat op dieselfde tyd as tradisionele Joelvieringe gevier word. Dit is nie anders met die vee nie. In Alexander Carmichael se Carmina Galetica, 'n versameling gebruikersbringetjies, beswerings, gebede, gedigte en liedjies wat uit die Skotse Hooglande en Ierland, wys duidelik dat daar geglo word dat feetjies gevalle engele is. Die storie lei dat toe Satan en sy volgelinge uit die hemel gewerp is, meer engele gevolg het. Sommige het op die aarde geland, in die berge, oseane, woude en lug, en hulle het feetjies van hierdie streke geword. Hulle moet elke 7 jaar 'n seins van hel betaal vir die vryheid om op aarde te lewe. Daar is 'n oortuiging dat die vee eens belangrike gode was, om dit as natuurgode en godinne in heidense tye. Met die verspreiding van die Christendom is hierdie gode getem en verklein, maar die ryk van volkssinne gereguleer. Die Tuatha Dé Danann van Ierland was die kinders van die godin Dan. Hulle was ander wêreldse wesens met groot bo-natuurlike kragte. Hulle is deur die milisiërs verower en het na die holheuwels geneem en die Sidhe geword. Soos hulle met die Fianna Fáin geveg en gepaar het hulle in statuur afgeneem en die grootte van mensekinders geword, en baie kleiner, totdat die idee vasgestel het dat hulle klein wesens was, soms met vlerke. Dis die vind van die regte naam vir hulle. Sommige verkies om hulle die goeie mense, die skone mense, die klein mense of goeie bure te noem, tot om hulle te probeer kategoriseer, soos Thomas Keatley in the Fairy Mythology doen, en so ver gaan as om hulle in te verdeel, Fays and Fairies of Romance, mense grote wesens met mystieke kragte en elves of popular fairies as klein wesens, raak dinge nogal die mekaar. Onthou net dat hulle wispelturige bo-natuurlike wesens is. Om jouself te beskerm is so maklik soos om yster op jou te hou, klokke te lei, jou klere onderste bo te draai, oor lopende water te spring as jy agtervolg word, 'n kruis te dra, aangesien die Christendom die vee grootste beïnvloed het, en dit sal ook op demone werk, of hou sout op jou. Ek het 'n episode oor yster gedoen waarna jy kan luister. As jy met die vee wil verbind, is netheid 'n moed met huishoudelike vee. Diskresie word hoog op prys gestel, aangesien hulle nie wil hê dat almal hul besigheid moet weet nie. Om 'n piering melk met vars gebakte brood vir hulle uit te los, word goed ontvang en sal hulle na jou toe roep. Daar is baie meer om te weet oor die vee en waar hulle vandaan kom. Ongelukkig is die enigste bronne waartoe ons toegang het, die wat in die 19de eeu geskryf is deur volkskundiges, wat deur hul eie kultuur beïnvloed is terwyl hulle volksverhale, oortuigings en tradisies versamel het. Ek hoop dit het jou vrae beantwoord. Skakels in die programnotas vir plekke om sommige van die aangehaalde bronne te lees. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!